Gemeenskap in Aksie is 'n 93.6 FM inisiatief wat mense aanspoor om 'n positiewe bydrae in alle gemeenskappe te lewer. Skakel elke maandagooggend om 10:00 in vir Radio Helderberg se Gemeenskap in Aksie program. Ja, jy is ingeskakel op Radio Helderberg 93.6 FM and it's time for our Community in Action program, and it's a great honor for me to have Paul Steyn here from the Paul Steyn Foundation. Now Paul, I know you've never been on radio, only on television. That's correct, yes. So welcome to Radio Helderberg. Thank you. Nou, vertel ons 'n bietjie van jouself. Ek was in 'n ongeluk gewees 'n paar jaar terug, in 2000. My voet was onder 'n grasnyers agter 'n trekker op skoolgrond waar dit gebeur het. Maar na die ongeluk so 'n paar jaar terug, ek het myself gesê die lewe gaan aan. Dit staan nie stil nie. Ek moet 'n sukses maak van die lewe. So kom ek vir myself besluit het ek wil mense help. Dis hoekom ek gaan nou stap van Montetjie af tot in Kaapstad. Vertel ons 'n bietjie van hierdie stap van jou. Hierdie stap wat ek doen is 'n fundraising wat ek vir gestremde mense gaan help. Dit is my nogal 'n groot uitdaging. En jy's 'n jong man. Ek is nou 25. En dat jy al hierdie goed reël is wonderlik. Wonderlik. Dis 'n inspirasie vir ons almal. Vertel ons 'n bietjie van jou kinderdae. Toe my ongeluk gebeur het, na my ongeluk gebeur het, toe was ek van 'n ouderdom van 16 in die kinderhuis gewees, in Potchefstroom by Abraham Crew kinderhuis. Toe ek klaar gemaak het, toe kom ek op Kaap toe. En ek het geswat hier by Boland College vir 3 jaar vir ingenieurswese. Maar ek het selfs 'n bietjie dysleksie wat ek onder die dysleksie wat ek soms 'n bietjie leerprobleme na goed ook. Ja. Maar wat ek gaan aan soos my droom, my liefde van die saak om gestremde mense te help. Is dit jou droom? Dis my droom. En het jy baie I'm sorry, did you get a lot of support from people? Yes, I have a couple of support. The people are starting to help me now on this project. So like Gordons Bay Security, G-Bay, internet and cool connections. I'm starting to get more sponsors and take it down, help me with the projects. I'm busy to plan to do, and there's a couple coming more up. Maar ja. So dankie vir al die mense wat Paul ondersteun hierso met sy droom. En so how did you get involved with community project? Hoe het jy in gemeenskapsprojekte betrokke geraak? Die eerste keer wat ek gaan swat het, was ek by Boland College op die studenteraad gewees. Ek het 'n kinderhuis gehelp, Helberg kinderhuis, wat ek ook vir hulle goede ingesamel het om die projek sukses te kan maak. Ja, daar het ek die liefde gekry om mense te help, maar my werklike liefde is om gestremde mense te help. Ek weet wat die koste is om die koste van protese of reistoele en daai klas dinge. Is daar genoeg ondersteuning van ons land af? Ja, daar is 'n paar organisasies in die land, maar ek probeer maar iets anders te doen. Ek wil self uitgaan. Dis hoekom ek die stappe doen. Natuurlik maak jy 'n verskil in mense se lewens. So, gee ons net 'n bietjie jou kontak details. Ek weet ek gaan dit nou later weer gee. So, dis die Paul Steyn Foundation. You can Google it as well. Okay. They're in 24 Ross Street, Oudendaalsrus, 2468. I'm going to give the cell phone number to you later today. Also, their bank details is Paul Steyn Foundation FNB. I will read that throughout the program. If you have any questions for Paul, SMS me at 42936. This inspiring young man that is doing such a great job in helping people. So, ek hoor jy was 'n stuntman. You were a stuntman. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, ek het in 2008 was ek in 'n TV documentary gewees. The Devil's Whore. Ja. Dit was 'n BBC series. En ek moes so special effects en bietjie stuntwerk gedoen. En my laaste een was gewees laas jaar in Desember. Gettysburg.
Maar wat het jy gedoen? Vertel ons bietjie, want ek weet jy is gewoond aan televisie. Ek is maar meer special effects wat ek in die filmwerk doen en so bietjie standwerk besig met my standkursus om klaar te maak en om verder te gaan vorentoe na die standman kursus. Baie inspirerend. Ons gaan 'n bietjie van 'n breek vat. You're listening to Community in Action program 93.6 FM and I'm talking to Paul Steyn from the Paul Steyn Foundation, so stay tuned. Community in Action supports Mandela Mondays, an initiative urging everyone to spend as little as 5 minutes every Monday doing something small to change someone's life, some community, or some part of the environment for the better. Radio Helderberg 93.6 FM. Together, we make a difference. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. From a distance, it's the voice of hope, it's the voice of peace, it's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no bombs, and no disease, no hungry mouths to feed. From a distance, we are instruments marching in a common plan, playing songs of hope, playing songs of peace. They're the songs of every man. God is watching us, God is watching us, God is watching us from a distance. From a distance, you look like my friend, even though we are at war. From a distance, I just cannot comprehend what all this fighting is for. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. And it's the hope of hopes, it's the love of loves, it's the heart of every man. It's the hope of hopes, it's the love of loves. This is the song of every man. And God is watching us, God is watching us, God is watching
From a Distance, Bette Midler. You tune into Radio Helderberg 93.6 FM, time for a Community in Action program, and I'm speaking to a very inspiring young man, Paul Steyn. Now, Paul lost his leg in an accident in school February 2000 when he was only 13 years old. Paul, once again, welcome to Radio Helderberg. Thanks. Paul Steyn. You can also follow him on Facebook. His number is, and have a pen handy there, 0799127467. I'm going to repeat that, 0799127467. His cell phone number. Paul, vertel ons net weer 'n bietjie van jou storie. Ek dink is baie inspirasie vir ons almal. Weet, na my ongeluk, toe my ongeluk gebeur het, ja, was baie 'n jaar gewees dat ek myself bejammer het. Dat ek myself gesê die lewe gaan aan. Dit staan nie stil nie. Maar mens moet positief wees. Ek sê ook altyd vir myself, if you have a dream, follow it. Sometimes seems impossible, but you can still reach your goal. Pragtig. Ja. I'm very touched by you. Jenne tog. Jy is so inspirasie vir ons almal, want mense kan so moan, jy weet, met wat jy het. En ek dink jou boodskap is baie belangrik. En jou kinderdae, vertel ons net gou daarvan. Weet ek, my kinderdae was moeilik geweest, maar dit einde van die dag my het 'n sterker mens gemaak. Om 'n sukses en die liefdadigheid wat ek vir mense wil oorhandig. Is jy 'n gelowige mens? Ek is 'n gelowige mens. Ja, dis amazing. Waarvoor staan jou organisasie NPO? Dit is 'n non-profit organisasie. Ja. Maar die fondse en goede wat ek insamel, dit gaan alles vir gestremde mense. Goed. Wat is julle doel? My doel is om fondse in te samel om gestremde mense te help, soos amputees, mense in reistoele. Dis my hele ambisie wat ek wil doen. Jou passie. My passie, ja. En jy het gesê jy kry ondersteuning van mense hierso in die Valsbaai gebied. En ook in ons land, nee? In ons land kry ek so 'n paar ondersteuning. Ek was waarskynlik koerante gewees regoor Suid-Afrika. Maar die ondersteuning is daarom daarso. Do you think that most restaurants are wheelchair friendly, or do you think people can make more trouble to accommodate people in wheelchairs? The people on wheelchairs, there's a couple places don't have people to sorry vir die English. Nee, kom ons praat Afrikaans. Ons praat nou juist oor Afrikaans en Engels. Mens baie restaurante is nie baie friendly op baie teiker trappe wat mense kan nie ingaan nie. Ja. Maar ek glo almal ondersteun die mense op gestremdhede en dis maar basies hoe die hele ding verstaan. So is daar sekere reëls? Weet jy of daar sekere reëls is dat mens moet wheelchair friendly wees, soos wat mense dit nou sit? Ek sê dit maar doodseker, dit behoort te wees. Dit behoort te wees. Ja. Maar ja, vertel ons 'n bietjie van die stap. Ek is so geïnteresseerd oor die stap. Weet ek het actually 3 projekte wat ek gaan doen. Okay, vertel ons daarvan. Weet my eerste projek is hiervan wat ek gaan loop van Montetjie Robertson. Gaan jy self loop? Want ek gaan self loop. Sjoe, dis ver. Ek dink nie ek kan dit doen. Tot in Kaapstad. Jo. Ek begin die 1 Februarie stap en die 17de Februarie kom ek in Kaapstad aan. En ek het nog so 'n projek wat na dit gaan gebeur. Eers 6 maande later wat ek van Port Elizabeth gaan afloop tot in Kaapstad. Is jy nou ernstig met my? Ek is heeltemal ernstig. Genigtig. En die groot ene wat ek gaan doen, dis die Freedom Trail. Dis van Pietermaritzburg af tot in Paarl. Jo. So 2350 kilometer. Stap jy nou alleen? Hoe werk dit as jy stap? Op hierdie Montetjie stap wat ek doen, stap ek alleen. Ja. Maar as 'n backup voertuig wat deelpad saam met my ry net vir die ondersteuning en die veiligheid langs die pad. Ja, natuurlik. Met die PE trip gaan daar 'n paar mense saamloop en dan gaan 'n paar events plaasvind soos die groot dorpe waar ek gaan. En die Freedom Trail wat ek loop, dis alles in die natuur. Wat ek gaan na word die hele TV reeks gemaak. Ek wil net jou vra, is there a documentary made about you? Documentaire. Daar gaan 'n hele dokumentêr gemaak word op die Freedom Trail.
Ja, nou tog, want jy is omtrent 'n storie en 'n inspirasie vir ons almal. En ons praat met Paul Steyn. Hoe kan ons ondersteuning gee vir jou staproete? Kan mens geld gee of hoe werk dit? Die mense is welkom om fondse oor te betaal in my banken of in PayPal. Alles is op my website. Ek kan vir julle my bankbesonderhede ook deurgee. Ja, dat ek ook hierso. Okay. Ja, my bankbesonderhede is by FNB, Paul Steyn Foundation, en my rekennommer is 623261962994. Dis 'n check account en die branch kode is 250655. Goed, ek dink dit is belangrik om meer beursies op te maak om hierso te help. And it is an excellent cause. And let me tell you, he's a very touching young man sitting in front of me. I wish you could meet him. He's so inspiring, really, and so young with everything that he's done. And also his passion and his dreams. Is daar iets wat jy vir ons wil sê wat ons saam met ons kan huis toe neem vandag, Paul? Wat ek altyd vir my sê, dit help nie om negatief te wees nie. 'n Mens moet elke dag lewe soos hy is en die beste maak van 'n dag soos jy as 'n persoon. Dit help nie om te gaan lê nie. Nee, dit doen nie, nee. Om positief te dink. 'n Mens moet altyd positief wees. Is dit hoe jy deur die lewe gekom het? Dis hoe ek deur die lewe kom en elke dag is ook nie maklik nie, maar mense help nie om negatief te wees nie. Mense moet altyd positief wees. So jy inspireer my baie, want mens, people have this tendency to become a little bit negative and feel sorry for themselves. Paul Steyn, baie dankie dat ons met ons gesels het hier op Radio Helderberg. I'm going to repeat Paul's number. It's 0799127467. If you have any last questions for Paul, please SMS me. The line is 42936, or call me at the studio if you'd like to speak to him, 021-852-7959, and I'll also repeat his account details for you. You're tuning to Radio Helderberg 93.6 FM, speaking to the very inspiring Paul Steyn, who lost his leg in an accident at school in February. Paul, thank you very much for joining us. Baie dankie. Dankie. Community in Action is a 93.6 FM initiative that celebrates and supports the many positive contributions made by the people of the Helderberg by showcasing organizations, businesses, and local heroes who make a difference in the Helderberg and surrounding communities. Be inspired by the dedicated stewardship of others on 93.6